So, vandag gaan ons bietjie praat oor die gebruik van sosiale media. Nou, ek het al 'n hele paar voorleggings gedoen oor dit, voorheen wat meer gegaan het oor die detail, oor hoeveel daar is, hoeveel geld hulle maak en al daai klas van dinge as jy kan onthou, of die wat hier was. Maar ek wil net vandag net so klein vinnige overview doen oor dit. Ek moet nou seker net aansit, daar sê. Kom ons probeer. Daar sê hy. O nee, dit. Ja. So, wie gebruik sosiale media? Op die oomblik is daar 4.9 biljoen, ekskuus, en ek het uitgevind, daar is nie 'n woord biljoen in Afrikaans nie, dis miljard. So, verskoon die typo, ek het dit te laat uitgevind. So, daar is soos 4.9 miljard mense wêreldwyd wat social media elke dag gebruik. Nou, as jy daai vat oor, ons is omtrent 8 miljard mense reg oor die wêreld, so jy kan sien dit het 'n baie groot reach. Meeste mense wat dit gebruik is tussen die ouderdom van 16 en 24. En daar is ook 'n toename van mense 50 plus wat aktief raak op social media. So, algeheel gebruik vrouens dit 'n bietjie meer as wat mans dit gebruik elke dag, net soos wat hulle 'n bietjie meer praat as ons elke dag. So, en die platforms wat die meeste gebruik word is Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, dit gaan so af, X wat Twitter was. So, en net 'n ander interessante ene wat ek gelees het is, per jaar is daar 100, nou dink net daaraan, 100 miljard ure van YouTube word per jaar gekyk. Net dit, hoeveel is 'n miljard is 9 nulle, né? So sit nog 2 nulle by is 11 nulle. So is 1 met 11 nulle van ure word op YouTube gespandeer. Right? Facebook was nie ver agter nie, hulle was 88 miljard ure en die res kan ek nou ongelukkig nie onthou nie, maar dit was alles in die miljard, reg? So, en obviously LinkedIn is meer vir professionele gebruik, so dis mense wat werk, hulle gebruik dit om kontakte vir werk te doen. Facebook is meestal, het ek gevind, is meestal 50 plus mense en hulle gebruik dit om met familie in kontak te bly, jy weet, kinders en kleinkinders foto's stuur, al daai klas van dinge. TikTok is groot onder die jong mense en die algemene gebruik van TikTok, die average tyd per dag is min of meer 50 minute 'n dag op TikTok. Maar ek dink dit is, ja, die ander ding wat ek ook uitgevind het is wat is average? Gemiddeld, dankie. Die gemiddelde van daai 4.9 biljoen mense gebruik enige vorm van sosiale media vir 2.4 ure 'n dag. Reg? Maar soos wat jy weet, mense wat baie meer weet van statistieke as ek, jy kry die edge cases, die outliers, so daar sal mense wees wat miskien 10 minute 'n dag dit gebruik, en ek het uitgevind, op die ander kant van die skaal is dit Amerika. Die gemiddelde Amerikaner gebruik sosiale media vir 8 ure 'n dag, en hulle slaap, om dit in konteks te sit, hulle slaap vir 6,5 ure gemiddeld 'n dag. So, dit sê vir jou nogals wat die mark daar is. Ja. Nou, in daai konteks gesit, toe kom ek af op 'n fotograaf met die naam Eric Pickersgill. So, wat Eric het eendag in 'n restaurant of in 'n kafee gesit, en hy kyk toe na die tafel voor hom, en daar sit 'n pa, 2 dogters, en hy sien toe, of hy let toe op, dat die pa, die ma en die 2 kinders sit albei so met die fone en kyk, en die pa so elke nou en dan lig hy sy kop op en dan sê hy ietsie interessant wat hy gelees het. Ek sien daar's 'n discussion going on. maar lig hy sy kop op, sê ietsie wat hy interessant gelees het en dan lees hy verder. En die ma sê hy sit daar en sy kyk en sy's nie op haar foon nie, en tussen haar familie voel sy
kom my agter, sy voel alleen, sy smag na aandag, maar sy is alleen tussen haar familie. Reg? En wat hy kry toe die idee, hy gaan by 'n klomp mense gaan, vir hulle vra, hulle moet vir foto's neem, hulle moet lê soos wat staan, lê, soos hoe ook al hulle sosiale media gebruik, maar die tweede foto, dan haal hy die foon uit. So die foon is nie in die volgende foto's nie. So, kyk 'n bietjie hoe lyk dit. So, ek weet nie of, so nou staar jy net na jou hand. Reg? Nou, jy hoef nie hardop te sê as baie van hierdie prentjies by jou resonate nie. Daar's 'n paar wat by my gedoen het. As jy kyk daai ene, weer eens hele familie, die kinders speel en vermaak hulle self, maar die ouers is disengaged. Nou net getroud, kyk na hulle hande, great. So daai is ma's op die foon en die kind is op die iPad. Duidelik getroude koppel, hulle spandeer tyd met mekaar, maar hulle spandeer ook nie tyd met mekaar nie. Hierdie is die video, die foto is nou 'n bietjie klein hier, maar letterlik 95% van die mense daar staan so. Sit so en kyk na hulle fone. Of wel na hulle hande, altans. So, okay, ek het dit nou 'n bietjie vroeër gesê. So, hoeveel tyd spandeer ons? Gemiddeld 2,5 tot 3 ure per dag. TikTok is 50 minute per dag. Facebook, Instagram word ook baie gebruik. En die nagevolge van hierdie is, dit kan lei tot geestesgesondheid probleme. Nou, een van die probleme wat gewoonlik kom, sosiale vergelyking in sosiale media. So, daar's 'n sosiale vergelykingsteorie deur Leon Festinger. En hy het verduidelik dat mense hulle self evalueer deur hulself met ander te vergelyk. Reg? En dis tog iets wat ons almal doen. Ons almal is, soos ek wil sê, hiërargies. Reg? So jy kyk waar jy staan in vergelyking met jou vriende, jou familie, jou werksgenote. Dit bestaan, dit is nou maar net menslik, ons vergelyk waar ons staan met mekaar, reg? Nou die probleem met dit is, met sosiale media is dat gewoonlik op sosiale media en Instagram is die groot sondebok op hierdie ene is, dit wys altyd net die ideale situasie. In Engels sê hulle, die foto's is curated, né? So dit is gedoen om die beste voet vorentoe te sit, maar as iemand nou met 12 miljoen, 30 miljoen followers, en daai persoon post 3, 4, 5 keer 'n dag, dit lyk asof dit sy lewe is. Dit is hoe sy lewe, maar dit is nie, ons weet, back at the ranch, dis nie hoe sy lewe ryk nie, maar dis wat hy voorgee. En as jy al daai mense kyk daarna en jy vergelyk jouself, jy sien hulle is heeltyd op vakansie, hulle is in Dubai, hulle is in al hierdie weelderige plekke met al die weelderige karre. Hulle neem foto's op die die private jets en net so ietsie wat ek uitgevind het, daar's 'n maatskappy in Los Angeles wat letterlik die privaat jet daar op die lug, die runway? Ja. Aanloopbaan sit met die Lamborghini of die wat ook al kar daar, dan huur hulle dit uit. Dis in 'n warehouse. Dan huur hulle dit uit 20 minute. Dan gaan neem jy jou fotootjies en jy staan daar, selfie en dan loop jy. Nee. Jy het hierdie kar nie, jy het hierdie vliegtuig nie, jy het nêrens heen gegaan nie, maar op Instagram lyk dit asof jy hierdie weelderige lewe lei, maar back at the ranch is jy net so arm soos ek. Nee. Right? So mense vergelyk hulle self daarna en hy dink, maar hoekom kan ek dit nie doen nie? Daai ou is 21 en hy het hierdie wilde lewe, ek 32 en ek kan niks van dit bekostig nie, maar 99,9% van daai goed wil ek sê is vals, né? Dis iemand wat hulle mooiste voetjie voorsit, maar dis nie eintlik hoe hulle lewe regtig is nie. Nou, dit kan lei tot 'n obsessiewe vergelykingsversteuring. So hoewel dit nie 'n amptelike diagnose is nie, kan konstante vergelyking met ander lei tot angs, ontevredenheid en selfs depressie. So
wat gewoonlik as gevolg van ekskuus. Wat is so as gevolg van doomscrolling, ek het dit nou verkeerd omgesit, kry ons gewoonlik daai. So wie weet wat doomscrolling is? Of het julle al daarvan gehoor? Nou ja, nou dit is deel van, daar's 'n rede hoekom Instagram, Facebook, al die sosiale media's, jy blaai nie soos met 'n tydskrif of 'n boek nie, jy blaai op, reg? So dis 'n endless, so dit gaan net aan, en wat ek al gelees het, is hulle gesê het, hulle vergelyk dit met, jy weet die one-armed bandit wat jy trek, daai, right, so hulle het dit saamgebring, om te sê dat, dit bring dieselfde gevoel in jou aan soos, miskien met die volgende ene gaan ek iets soos dit Lucky Strike, nee? Die volgende rol, hulle wil heeltyd jou aandag hou. So, nou, dit kan lei, so hulle nou 'n naam uitgedink van dit, en dit is doomscrolling, en dit is wanneer jy net aanhou blaai, en gewoonlik hoe die algoritmes vinnig net werk is, hulle kyk, daar's twee maniere hoe die algoritmes werk. Een, hulle kyk waarvan jy hou, en hulle stuur dan dit die hele tyd vir jou, en gewoonlik is dit weer eens die edge cases, die malgoeders, ek kan nie glo dit het gebeur nie, daai groot karongeluk waar 20 karre in betrokke was, right? Daai groot goedjies, dis wat hulle die hele tyd vir jou stuur. Reg? En die ander ene is waar hulle vir jou die hele tyd goedjies op jou feed sit, en naderhand begin jy dan, die Engels is hulle nudge you towards die produkte toe, reg? So ek weet nie of jy al baie keer gedink het nie, wow, hierdie dingetjie wat hier gekom het, dis regtig presies wat ek gesoek het. Nou die vraag is dit wat jy gesoek het, of is dit wat die algoritme vir jou gesê het jy moet soek? So, dis hoe dit begin moeilik raak, reg? Nou, dit gebeur, so die probleem met dit ook is, as daar positiewe goeders is dit great, maar ongelukkig, die goeders wat ons weet, veral in politiek en in die wêreld, dis gewoonlik die negatiewe goeders wat die meeste aandag kry. Reg? So, gewoonlik is die algoritmes stoot vir jou die negatiewe goed, want hulle weet, dit kry die meeste kontak, die meeste kliks, die meeste aktiwiteit. So, weer eens, dit kan jou geestesgesondheid beïnvloed, so jy moet aktief bewus wees, jy moet half take a step back, en kyk, wat het ek die laaste ruk gekry in my feed? Reg? Is dit positief? En daar sekere maatskappye het nou, soos Instagram het gesê, jy kan nou jou feed reset. So hulle sal jou algoritme, jy reset jou algoritme, en dan kan jy hom nou weer bou, en kyk of jy ietsie meer positiefs kry. Maar gewoonlik gaan die man terug na ou gewoontes toe, het ek al gevind. Maar, ietsie anderste wat vir my, hierdie is uit persoonlike ervaring het, ek het ook TikTok gehad vir 'n rukkie, en daar was 'n rede hoekom ek daai app delete het, want genade, as jy dink, ek gaan net gou 'n bietjie, ek wag net gou vir iets, scroll jy 'n bietjie TikTok, of Christian wil nie lekker aan die slaap raak nie, nou lê ek maar langs hom wakker en kyk, dan sit 8 uur slaap hy, en dan nie om 8:30 se kant raak aan die slaap, en as ek weer sien, dan is dit 11 uur. Nee? En die een ding wat vir my ook laat dink het daarin is, okay, so ek het nou van 8 uur tot 11 uur daar gelê en video's kyk, reg? En dan dink ek, wat was die laaste 5 video's wat ek gekyk het? Nou, ek kan nie vir jou sê wat dit is nie. Right? So, en dit het ek net besluit, nee, dis nie vir my nie, dit is te veel van 'n tyddrein, so ek het dit delete, maar, voordat ek myself hier ontbloot, wil ek graag hê, nou nie ontbloot soos fisies nie, maar soos digitaal. Jammer. So, ek wil vra, as jy 'n Android foon het, gaan gou na jou settings toe, en dan search jy bo, en jy sê digital well-being. As jy 'n Apple het, of steek op met iPhones. Right. Ons sal vir julle bid om van die breë weg na die smal weg toe te gaan, van julle dwaalleer af te kom. Daar gaan die settings search screen time. So ek sal julle 'n bietjie 'n tydjie gee om dit gou te doen. Vir Android is dit digital well-being. Dan gaan jy 'n week kry, en dan, ek het vir julle uittreksels gevat uit my aktiwiteit van verlede week. Of nee, van hierdie week, Sondag en Maandag. Nou, dis 'n bietjie klein daar, so ek het gedink dit gaan 'n bietjie beter wys, maar
As jy bo kyk op Maandag, laat my net daar sien. Maandag wys dit Facebook 2 ure en 29 minute. Netflix wys 1 uur 27 minute, Instagram 42 minute en Chrome 28 minute. So dit was net wat ek gebrowse het, reg? Maandag wys dit, Maandag is die ergste, maar ek sal konteks gee hoekom dit so lyk. YouTube is 3 ure 40 minute. En die een konteks is onder ek met verlof. So dis nie 'n werkstyd nie. Netflix is 2 ure 23 minute, Facebook 1 uur en 33, Maps was 1 uur en 17 minute, Instagram 1 uur en 3 minute en WhatsApp 28 minute. Wat ek graag wil weet is met die 50 plus is julle WhatsApp, hoe baie gebruik julle WhatsApp, want ek kry elke dag daai goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. En wat ek ook wil weet is, waar kry hulle die prentjies, want hulle word nooit dieselfde ene word nooit weer gestuur nie. So, as iemand hulle sinne wil deel, anyone? Wie se Bybel app is 'n uur? Ja. Ja. Sal jy deel? Oh, okay. Okay, dit maak sin met die besigheid. Ook 'n besigheid? Of is jy die ouma wat vir almal stuur? Is dit per dag? Ja. Sien, Absa is nie daar nie. Ja, as ek miskien minder Facebook sal Absa ook meer raak by my, maar in elk geval. Maar ja, dit gee jou, net om die konteks te gee, so ek luister baie podcast, want ek weet nie van, ek dink almal, maybe my ouderdom en af, soos ons wag nie meer vir, ek kyk nie gewone TV nie, want ek wil nie wag tot 7 uur om 7 in die aand te kyk nie, right? Vir algemeen, vir wat ook al ek wil kyk. En ek wil nie net een episode kyk en dan 'n week wag vir die tweede ene nie. Jy kyk Netflix, want dan kan jy almal gelyk kyk in een aand, né? Dis wat almal maar meestal gedoen het, of dis wat meeste mense doen. En ook, ek luister nie radio nie, want ek luister baie min radio, al wanneer ek eintlik radio wil luister, is as daar partykeer die nuus of die verkeer, maar met Google Maps gee vir jou live traffic update, so ek weet presies waartoe ek ry, wat die verkeer gaan wees. So wat ek gewoonlik luister is podcasts, en ek download dit partykeer van YouTube af, of ek luister dit op Spotify, en al daai klas van dinge, maar ek het wel agtergekom hierdie week, dat ek moet afsny met die Facebook, Instagram, en al daai klas van dinge. Nou, die goeie ding daarvan is, jou foon kan jy ook help, so jy kan dit reguleer. So jy kan daar stel en sê, ek wil net ek soveel tyd daar gebruik, en dan as die tyd oploop, dan sny jy jou af, en dan maak jy die app toe, en dan kan jy hom nie weer oopmaak, tot either die volgende dag, of wanneer ook al nie. So dit help. Dit help daarom. Maar, wat ek wil by uitkom is, hierdie was die naaste foto wat ek kon gekry het, van wat die persoon gesien het, wat Erik gesien het, toe hy in die kafee gesit het. So jy kan sien, die twee dogters, hierdie keer is dit die ma, wat engages op die foon, en die pa sit daar alleen, heeltemal alleen tussen sy familie, heeltemal verdwaal. Reg? Weer eens alleen tussen sy familie. So, die vraag wat ek toe myself gevra het, is wat doen ek met my tyd? So, Ellen White het vir ons nogals goeie advies gegee in Christ Objects Lessons. So sy sê, a few minutes here and a few minutes there, that might be frittered away in aimless talk, the morning hours so often wasted in bed, the time spent in traveling on the trams or railway cars, or waiting at the station, the moments of waiting for meals, waiting for those who are tardy,
in keeping an appointment. If a book were kept at hand and these fragments of time were improved in study, reading, or careful thought, what might not be accomplished? A resolute purpose, persistent industry, and careful economy of time will enable men to acquire knowledge and mental discipline which will qualify them for almost any position of influence and usefulness. So weer eens, daai tydjie wat jy bored is en dan scroll jy op Facebook, jy scroll op Instagram, verander daai tyd na iets konstruktiefs. Reg? It is the duty of every Christian to acquire habits of order, thoroughness, and dispatch. Decide how long a time is required for a given task, and then bend every effort towards accomplishing the work in the given time. The exercise of the willpower will make the hands move deftly. En die laaste enetjie wat ek gekry het, counsel to parents and teachers, God grants men the gift of time for the purpose of promoting His glory. So, wat hierdie my laat dink het is, al die tyd wat ek spandeer op sosiale media, wat ek nie letterlik 2 minute later nie kan onthou wat ek gekyk het of wat ek gelees het nie. Miskien moet ek daai tyd skuif en na iets meer konstruktiefs en soos wat Ellen White sê, for the purpose of promoting His glory. So, as ek 'n challenge kan stel, sal ons almal probeer om hierdie week ten minste daai screen time van die Facebook, Instagram, TikTok, al daai af te kry en dit te vervang met iets anderste. Ek weet nie wat iets anderste is nie, maar wat ook al vir jou belangrik is op daai oomblik wat jy voel jy moet aan werk. OK, kom ons sluit asseblief hier oor. Here, baie dankie vir die dag wat ons hier is, Here. Here, dankie dat U my die kennis gegee het om hierna te kyk, Here, en om hierdie probleem uit te wys, Here. Here, asseblief help ons vir my en ook almal wat met dieselfde probleem sukkel, Here, dat ons die frivolous tyd wat ons spandeer, Here, dat ons dit kan vervang om te werk met tyd wat ons kan leer meer oor U, oor onsself kan werk en ook werk vir U doeleindes. Ons vra in U naam alleen. Amen.